Volspoed, episode 20. Typies maandag, met die verandering van seisoene, is dit mal daar by die kliniek. Almal in die omgewing is siek. Dr. Ufondo sien nie eens sy pasiënte in sy ondersoekkamer nie. Hy en 2 van die nonne loop buite rond en deel pille uit. Anders as gewoonlik skitter Dr. Udo Gerber vanoggend in sy afwesigheid. Miss Gwen kom sê al vroeg, jammer Christo, julle is nou op dubbele pas. Dr. Udo het 7 uur vanoggend gebel en gesê dat hy mense by Johannesburg International Lughawe moet gaan kry. Family and friends. Dit het skielik en vinnig gebeur, 'n true emergency. Christo lig skaars kop op, terwyl hy klaar maak met 'n pasiënt. Gooi net 'n oog in Gwen se rigting om te wys. Hy verstaan. Dit help nie om die boodskapper kwaadlik te neem nie. COVID is lankal verby, maar hulle almal dra vandag maskers. Dit is aan te beveel. Die mense hoes in hulle gesigte en kieme waai die wêreld vol. Teen 9 uur kom iemand jou wraggies inmeng, waar Christo na 'n man se longe sit en luister. Wanneer hy die stewel sien, besef hy dat dit Bert Schultz moet wees. Nie in vlees nie, in wat ook al. Hy wil nie eens daaraan dink dat dit dalk 'n spook kan wees nie. Hy sien mos nie spooke nie, so hoe dan nou? Hy raas sommer, jy mag nie hier wees nie. Askies, dok, die pasiënt wil opstaan en uitstap. Nie jy nie, hy. Christo wys met die hand. Die pasiënt is verwilderd, maar hy bly sit darm, sodat die mal dokter met hom kan klaarmaak. Christo moet hard konsentreer om nie weer met Bert te praat nie. Dit is 'n baie moeilike konsep om aangewoon te raak. Hier is iets of iemand en net hy sien hom. Die man praat en net hy kan hom hoor. Wag dok, Christo, luister my net uit. En as jy nie wil luister nie, gaan trek dan net my leer daar uit die grys kabinet by ontvangs. Asseblief. Ek het met Dr. Udo Gerber gepraat, want ek was destyds eintlik sy pasiënt. Maar toe stap hy dwars deur my en klim in sy 19 voetsek kombi en daar gaan ons. Ons? Jy was saam met hom lughawe toe vanoggend? Jep, jy kon net raai hoe ek gepaniek het toe hy by international flights instap. Ek was nog nooit oor see nie. Nee, jy was nog net. Hy sal nie sê dood nie. Die arme ou wat daar in die stoel voor hom sit en blaf, sal 'n oorval kry. Kyk Hoeka alweer na hom, asof hy uit 'n nes geval het, reg op sy kop. Jou pille, wag net vir jou pille. Christo staan op en gaan sluit die groot kas in die kluis langsaan oop en haal die pille uit. Dit staan op die ou se leer. Hy is 'n genade brood, pasiënt. Hy het nie geld om te betaal nie. Jy's dok, julle doen soveel goeie werk hier. Ek het dit nooit besef nie. Bert lyk aangedaan. Dankie, en as jy my net 'n oomblik uitlos, kan ek my werk aanhou doen, sonder dat die pasiënte my rapporteer. Hulle dink seker ek drink die hand sanitizer. 1 uur kom rapporteer Miss Gwen weer. Dr. Udo en sy belangrike gaste het aangekom. Hulle moet almal by mekaar kom in die klein sitkamertjie waar hulle gewoonlik vergader en tee drink. En daar stel Dr. Udo Gerber hulle klomp aan mekaar voor. Die enigste naam wat Christo moontlik gaan onthou is die van 'n vrou, nog 'n Dr. Gerber. Daar is verwikkelinge blykbaar, goeie verwikkelinge, noodsaaklike verwikkelinge, lig Dr. Udo Gerber hulle in. As Dr. Udo Gerber praat, staan die ander op aandag en die wat stoele gekry het om op te sit baie regop. Dr. Udo het 'n oerverbintenis met die stigter dokter van hierdie kliniek. Dit was sy oupa, waaroor hy nie baie graag praat nie.
maar dit was ook sy oupa wat hom soort van as die superintendent en custodian van die kliniek aangestel het, wat hom die reg gegee het om ander dokters ook aan te stel, soos Dr. Du Plessis daar en Dr. Ufondo daar. En nou die 3 dokters wat saam met Dr. Gerber, sy nig, aangekom het. Sy nig, okay. Sy grosse oupa, wat hom die gelde wat in die trust gehou is, laat bestuur het na die beste van sy vermoë, waaruit hy die salarisse vir almal betaal het, is nou op, sê hy. Wat? Christo weet, hy is nie die enigste een wat die woord wat gesê het nie. Dit was 'n koor van stemme. As daar slapendes tussen die toebehoorders was, of as daar babbeleerders was na die naweek, is almal nou wakker. Is die kliniek, soos wat dit tot nou toe gefunksioneer het, iets van die verlede, en is ons nou eintlik bankrot? Vra Miss Gwen in trane. Ja, vir alle praktiese doeleindes, antwoord Dok Udo. Eintlik verlede maand al, wees bly julle is gepy. Maar toe dog ek, voordat ek julle ontstel en sê dat dag 0 alreeds verby is, laat ek net eers bel. Ou familiebande optel. Tyd om terug te val op my wortels in Europa. Toe e-pos hy sy wortels in Europa, want hy wou niemand hier ontstel nie. Hy moes eers 'n oplossing vir die probleem vind. Daai probleem van bankrotskap. En die oplossing is, vra Christo, want daar hang nou 'n absolute stilte oor die hele vergadering. Die oplossing was, ons bring nog 4 dokters in om die werkslading hier te verminder, antwoord Dok Udo, baie trots op die oplossing van sy probleem. Is dit so, en al 7 van ons werk verniet, want ons leef van suurstof en koue water. Ek kan skaars my kinders op skool hou, brom Dok Vladimir Ufondo. Klipdrift Laerskool, sy skoolfonds het vir 3 dubbel, vandat my eerste een daarin geskakel het. Nee, inteendeel, ons gaan nie eens aan die salarisse sny nie. Dalk wag daar nog verhogings op almal, verseker Dok Udo hulle, sê hy wat nooit met 'n vrou getrou het nie, want sy werk is sy huwelik, nie kinders gehad het om deur skole te sien en heeltemal happy is om in 'n dubbelrond tafel agter die kliniek te woon, praat Vladimir in Afrikaans met Christo. Hy doen dit altyd, as net hulle 2 van iets moet weet. Ek het jou gehoor, Vladie. Dink jy regtig dat ek in Suid-Afrika gebore kon wees en nooit Afrikaans leer verstaan het nie? Trap Dok Udo hom uit. Hou op, stir! O, Tjorts, steen Ufondo. Gelukkig het Du Plessis, dis nou Christo, in die 7 jaar wat hy hier in Hammanskraal Monastery Private Humanitarian Clinic, HMOHC, ek herhaal, Hammanskraal Monastery Private Humanitarian Clinic, HMOHC, alias die Chaos Kliniek, privaat so genoem deur hom en Vladie, geleer het om sy mond te hou, totdat hy eers die volle storie gehoor het. Sy mond is dus toe, maar sy kop werk. Is hy nou op blokkie 1, soos toe hy die eerste keer weer hier aangekom het uit Nelspruit, amptelik werkloos? Hy was nie lus om weer in 'n privaat praktyk te beland nie. Hy wou nog nooit in sy lewe spesialiseer nie. Die dat hy sy eie nis geskep het, trauma dokter, soms vir die kliniek, en dan werk hy in die dag. Hy doen alles, hy sien alles, hy doen goeie ervaring op. Hy gee nie regtig om vir 'n kleinerige salaris te werk nie. Hy sien net nie kans om heeltemal verniet te werk nie, dankie. As hy ander werk in die omgewing moet vind, is dit by een van die 2 staatsgesubsidieerde hospitale, die Mamametlake State Hospital en die Jubilee District Hospital. En hy weet mos dat hy nie daar gaan werk kry nie.
Sy vel is te wit en Dr. Vladimir Ufondo se gedrag is te wit. Hy het lankal opgehou om vir die ANC te stem en hulle twee was universiteitspelle op tikkies. Die dat hulle heeltemal lekker saamwerk hier by die Hammanskraal Monastery Private Humanitarian Clinic. Vladdy Ufondo het die plek uitgesniffel en toe Christo hom hier in die omgewing raakloop, het hy besef hy is nommer pas vir die job en om sy kollega te word. HMOHC is jare gelede begin deur 'n Switserse humanitêre Roomse Katolieke dokter wat groot geld van sy familie geërf het en dit toe gebruik het om 'n kliniek en hospitaal hier te bou. Hierdie een. Daardie man was Udo Gerber se oupa, het hulle mettertyd agtergekom. Udo was trots op sy oupa, maar hy was nie altyd mal oor wat sy oupa aangevang het nie, omrede wat 'n mens seker sal verstaan as jy die geskiedenis ken. Wat almal ken, maar niemand oor praat nie, want Dok Udo is baie privaat. Mens kan HMOHC of hom sê, soos wat party van die minder geletterde pasiënte van hierdie instelling praat, seker liewer 'n soort privaat praktyk noem, want hulle kry nie geld van die regering nie, hulle kry ook nie staatssubsidies nie. Maar dan maak hulle ook nie geld soos ander normale praktyke nie, want hulle vra nie geld vir hulle pasiënte nie, soos in die meeste gevalle met ander privaat praktyke die gesteldheid is nie. Partykeer sou hulle die pasiënte iets vir die medikasie laat betaal het, maar as die pasiënte sê hulle kan nie betaal nie, dan deel hulle uit, soos wat Christo ook vanoggend gedoen het. Jy vra nie, want daar was nog nooit rede tot enige kommer nie. Nou kom hy agter dat hulle moet blykbaar verskriklik bekommerd wees. Kyk, my oupa het 'n kleurryke geskiedenis gehad, die dat ek nie so baie oor hom wil praat nie. Hy's uit Switserland weg met ons ouma. Dr. Udo skraap sy keel en beduie na sy nig. Nig knik skaars merkbaar. Hulle deel nou privaat sake waarop niemand te trots kan wees nie en hulle is privaat. En hier in Afrika het oupa ingekoop in die tradisie van die land. Hy het nog 2 vroue bygekry, ander kan die kleurgrens. Baie ingewikkeld. Lang storie kort te maak. Ag nee, Christo werk om tussen die ander personeel deur na die agterste ry toe. As daar nie 'n stoel is om op te sit nie, gaan hy homself teen die muur regop hou. Hy weet hoe werk lang stories kort maak in Udo se boeke. Die storie gaan nou 7 sterkies bykry, veral met 'n nig wat nou bygekom het, want sy luister intens en knik so af en toe. Dr. Udo lig sy linkerhand. Hy maak iets met sy vingers wat vir Christo soos 'n slangkop lyk met 'n punt na vore. 'n Snoetkobra. Het hy nie net gister so een naby gesê nie. Dankie, Rosanne Schultz. Dr. Udo lig sy regterhand en maak nog 'n slangkop. Toe kus die 2 koppe mekaar. So lyk dit as hulle koppe by mekaar sit. Of dit is al wat Christo in hierdie stadium kan dink toe die 2 koppe mekaar ontmoet, want as hy nie besig is met werk nie, loop sy eie kop mos weg na Rosanne Schultz en al haar interessante dingetjies, en nou kom daar so waar die gedagte van 'n kus by hom op, wat dalk net te sleg sou gewees het, as hulle mekaar net 'n bietjie meer kon verdra het, nee. My oupa se suster se dogter wat nooit getroud was nie. Hy lig die een slangkop, daar in Switserland, haar hele lewe lank ook 'n dokter daar. Maar ons het saam gestudeer daar aan die kant die water. Was erg oor mekaar, eintlik seker te erg om goed te wees, maar geen aan was gelukkig. 0 verdere erfgename in elk geval vir die Gerber triljoene nie.
Hildekaai, o, Hildekaai, Dr. Gerber, en ek, hy wys die ander slangkop. Triljoene klink vir my goed, sug Vladimir Ufondo. Hy is ook tussen almal deur, en nou deel hy die agterste muur met Christo. Praat is goed. Ons ander familie hier in Afrika, ons oupa se 3de en 4de vroue, ek is nie skaam vir my ander familie nie, maar toe Hildekaai van hulle hoor, eers 2 weke gelede maar, en van die kliniek wat vou, toe sê sy vir my, sy kom. Ons moet praat, want sy kom. Die familie se geld moet vir iets goed aangewend word, anders gaan die staat dit vat. Daai kant, as sy eendag haar kop neerlê. En nou is sy hier met hulle. Hildekaai en die 3 ander dokters. Welkom in Afrika, dokters. Die mense klap hande. En Hildekaai, net soos Udo, neem die saak van hulle grosse oupa hier, wat hulle hier begin het, ernstig op. Daarom het sy so gou moontlik 'n vliegtuig bestyg. Sy en haar entourage is nou hier, om die wa deur die drif te sleep. Klipdrif. Kan sy op hulle almal staat maak om te help? Hierdie is 'n waterskeidingsweek. Van nou af gaan dinge hier by die kliniek begin gebeur, op 'n ordelike wyse. Sy sal hulle een vir een deur die week evalueer en besluit wat hulle werd is. Teen Vrydag sal hulle weer vergader en dan sal die kaf uitgesmyd word en die koring hier in die silo bly. Wag, daar is net een klein probleempie. Christus steek sy hand op. Ek is nie Vrydag hier nie. Dr. Hildekaai Gerber lyk onthuts. Buite die kwessie, dokter, niemand kan hierdie week verlof neem nie. Maar Dr. Christo het nog nooit verlof geneem, sedert hy 7 jaar gelede hier begin het nie. Kom Miss Gwen vir hom op. Niemand het ooit nodig gehad om verlof in te sit nie. Ons is verantwoordelike mense hier. Die dokters kom en gaan, soos wat ons wil. Erken Dr. Udo Gerber self. Is dit die eerste krakie in die reddingsboei, wat pas uit Europa hier aangekom het? Wonder Christo. Dan sal hy maar terugstaan en van sy planne om vir 'n neer te gaan help afsien. Al haat hy dit om sy ou neefetjie so in die steek te laat. Terwyl jy dit noem, Dok Christo, sê sommer vir die spul van jou planne om Woensdag aand in Dinokeng te gaan kamp en dat jy daarom eintlik ook Donderdag verlof wou neem. Praat 'n stem skielik en almal kyk rond. Wie het dit gesê? Maar Christo weet presies wie dit was. Daarom sê hy net, daar sal nie 'n Woensdag aand kamp in Dinokeng plaasvind nie, Bert. Gaan pas jou eie vrou op. En dit beteken dat Vrydag ook van die baan is. Daar is daarom nog Sondag om die lorrietjie en die swart kar te verskuif. Hopelik sal Jakes beskikbaar wees en nie 'n plaas vra vir oortyd nie. En hopelik is daar nie Saterdag 'n troue op Villa Schultz nie. Waarvan praat jy, Duplessis? Vra Dok Udo. Nee, dit is alright. Ek sal kanselleer. Plig voor wat ook al. Klink my oorwerkte kollega wou gaan kamp het in Dinokeng Woensdag aand. Verduidelik Vladimir Ufondo in Engels, sodat almal hom kan verstaan. En dan was sy planne seker om Donderdag en Vrydag af te neem, want ek weet hy het Vrydag goed wat hy wou doen. Wat seker baie goed sou kon gewerk het met die ekstra dokters en personeel, wat die werkslading nou hier 'n bietjie ligter wil kom maak. En daar kom Miss Gwen ook vir hom op. Ons beroemde laagvleiende traumadokter is helaas nie 'n masjien nie, maar net 'n mens, 'n man wat heeldag werk en dan nagskof neem met 'n glimlag op sy gesig en wat in 7 jaar nog nie langer as 3 dae van die werk af weggebly het nie. Moet almal eers uitbrand
voordat ons hulle waarde besef? Regtig, daar is konsternasie op Dok Ildekay Gerber se gesig. Werk julle dokters regtig so hard en so aanhoudend? Ons doen, ja, antwoord dokter Udo Gerber beskeie. Nie baie dokters op die aarde voel soos ons drie nie. Ons is geplant om te dien. Die dat ek nie nodig het om iemand ooit op te check nie. Hulle kan kom en gaan, net soos wat hulle wil. Nee, wag, ek het verkeerd oorgekom. Dit was eerlikwaar nie die bedoeling nie, neef. Eintlik verdien julle waarskynlik almal 'n blaaskans. Wat van die nonne? Wat van die vroue? 7 dae week aan diens, 12 ure werkskofte, 24 uur aan diens en op bystand? Nee, dit is chaos. Ons het net betyds hier aangekom, voordat julle almal ineengestort het. Dokter Du Plessis, neem asseblief jou verlof. Dankie, net Vrydag is genoeg, antwoord Christo. Dokter Du Plessis, gaan maak klaar en gaan pak jou goed, sê Udo. Christo maak hom stadig van die muur af los. Hy is geskok in sy tone. Wat? Is ek nou gefire? Is jy nou mal? Jy's op verlof, sommer van môre af, sien jou volgende week, sê die man. En toe voeg hy by, en moenie dat ek jou vang, dat jy met daai wit en rooi duiwel van jou rondjaag in hierdie tyd wat jy af is nie. Jy is af. Vir die res van vanmiddag ook, gaan geniet jou kamp, weg is jy. Christo kyk verbaas van Udo na die mense rondom hom. Die plek is mal, dit is nog steeds chaos, die hele spulse varkies het ontsnap, besluit hy en stap uit. Hy sal waai, maar môre maak hy sy CV rek en dan soek hy 'n nuwe werksplek. Hy trek sy wit jas in sy kamers uit en haal sy baadjie van 'n hanger af. En toe begin hy aantrek. En net toe hy gereed maak om te stap, staan Dok Udo met 'n breë glimlag daar voor hom. Ons is ernstig, Christo. Gaan geniet 'n paar dae af. Dit is waar wat Miss Gwen en Vladdy ook sê. Ons werk almal baie hard, maar die naweke waarop jy af was, kan ek op my 2 hande aftel. En langer as 3 dae verlof, dit het voorwaar nog nooit gebeur nie. Ildekay en haar vroumense gaan dadelik, soos mal goed hier wil inspring en begin werk. So as jy vir die volgende paar dae nie hier is nie, kan hulle sommer jou ondersoekkamer gebruik om pasiënte te sien. Wel, ek hoef eintlik regtig nie nou al te gaan nie. Nee, jy hoef nie, maar jy mag. Ek weet mos hoe graag kamp jy in die bos, gewoonlik net 1 nag. So gaan doen dit nou, 2 of 3 dae as jy wil, man. Dankie. Christo trek sy Land Rover se sleutel uit sy baadjie sak. Wag net voor jy gaan, Christo. Onthou jy daardie geval van die man en sy seun, wat op die treinspoor verongeluk het? 2 jaar gelede. Christo se rug trek styf. Ja, ek doen. Albertus Schultz en sy seun Sean. Ek onthou vir hulle. Korrek, ja. Om een of ander rede dink ek al die hele oggend aan daardie mense, selfs terwyl ek na die lughawe toe gery het. Die man was die hele tyd in my gedagte. Maar miskien moet ek begin met die oproep wat ek verlede week gekry het van 'n privaat speurder af. Vertel die speurder mos vir my dat hy gedink het om die saak net weer 'n keer te bekyk namens die familie. Udo dink 'n oomblik na en toe vra hy, het jy geweet dat Schultz my kom sien het na daardie insident by die hotel, toe jy die spul daar uit mekaar moes haal en weer aan mekaar sit? Die insident by die hotel, herhaal Christo. Dan is dit daar waar hy Bert tevore gesien het. Tref dit hom soos 'n voorhamer hou. Toe die manne mekaar 'n bietjie hardhandig hanteer het na 'n woordewisseling en geskilletjie wat soort van oor Amy, die baas van die hotel se vrou, gegaan het.
As 'n legkaart gewoonlik val, dan spat dit in 1000 stukke. Nou val dit en skielik vorm dit vir hom 'n baie duidelike prent, een wat skielik weer voor sy oë afspeel. Christo het dit alles gesit en aanskou, terwyl hy 'n vinnige styk en eier vir middagete wou gaan wegsit. Hare het gewaai tussen die manne, daar was bloed en blou kolle, 'n lacerasie of 2, maar darm niks ernstig nie. Bert was een van hulle. Iemand wou blykbaar iets vir sy vrou gaan sê. Hy wou keer, en daar is 'n vuis geplant. Toe bles iemand vir Bert met 'n stikkende bottel teen die ken. Gelukkig het die polisie kom help, want hulle hang toe mos ook daar by die hotel uit, en terwyl Christo die sny op Bert se ken toegeplak het, het hy dit geruik. Op die man se asem, daar 'n kenmerkende, bedompige, groen appelreuk. Maak 'n afspraak met jou GP, het Christo vir hom gesê. Die kans is meer as goed dat jy moontlik 'n diabetes kan wees. Dit is heeltemal beheerbaar met medikasie, maar hoe gouer jy dit weet, hoe gouer kan jy werk maak van die regte dieet en selfs van medikasie. Insulien dalk. Dok, ek is so bang vir 'n inspuiting en naalde, ek kan vrek. Dit het Christo agtergekom toe hy die sny wou toewerk. Die man wil nie gesteek word nie. Plak hom liewer, dok. So Schultz het jou kom sien na daardie storie by die hotel. Vra Christo nou versigtig vir Udo. Het die wond moeilik genees? Tipies die van 'n diabetes? Nee, sy kennebak was oukei. Ek het die sny gesien. Nee, dit was oor iets anders. Hy het net gesê dat 'n paramedic, waarskynlik jy, vir hom gesê het om 'n paar toetse te laat doen. Veral vir iets soos suikersiekte. Toe het uitgekom dat hy meeste van die ander simptome ook het. Hy was slaperig, flouerig, hy het opgeblaas en sleg gevoel, soms duiselig geraak, sien soms half waserig. En toe het ek sy bloed getrek en het weggestuur, sommer gevra vir 'n hele paar ander toetse ook. En ek het vir hom 'n afspraak gemaak vir 'n EKG, net om seker te maak dat dit nie sy hart is nie, want hy was mos boonop effens oorgewig. Jy weet hy tipiese middelrif storie. En die uitslaa, vra Christo. Nee, ek het nooit in daai stadium gekyk nie, want daardie naweek is hy toe mos dood. So ek het nie eens die koevert met sy uitslaa oopgemaak toe dit hier aangekom het nie. Maar met die PI wat verlede week gebel en gevra het ek gedink, ag, trek maar die ou lertjie en maak die koevert met sy laboratoriumresultate oop. Toe doen ek dit vinnig, net voor ons vandag die vergadering hier belê het. Die man was toe inderdaad 'n diabetes, soos in naby slaapsugtig erg. Die man kon maklik in 'n koma beland het, as hy nie in daai stadium daarna laat kyk het nie. Christo voel hoe die bloed stadig uit sy gesig loop. Toe knik hy. Waarskynlik die rede hoekom Bert sy seun laat bestuur het. Hy het weer slaperig gevoel. Hy was byna in 'n koma. Wat Christo onmiddellik laat wonder, hoe lyk die verslag van die staatspatoloog wat na die liggaam by die lijkshuis gekyk het? 'n Skrywe wat vanselfsprekend die besluit om nie sy polis of die gelde van die padongelukkefonds aan Rosanne Schultz uit te betaal nie, sou beïnvloed word deur sy skrywe. Nou wat gaan jy daaromtrent doen? Vra Christo. Ek bedoel met die inligting nou tot jou beskikking? Nou, ek gaan dit vir die PI gee, vir hom 'n afspraak maak. En miskien moet ons dit vir die man se vrou ook gaan sê, al gebeur daar niks verder oor enige uitbetalings nie. Dit is dalk net nodig dat sy moet weet, dat haar man nie heeltemal onverantwoordelik was, toe sy seun in sy sorg was nie, en hy die kind laat bestuur het nie. Hy het nie geweet hoekom hy so sleg voel nie, in 'n geval nie in daai stadium nie. Dan hoor hulle albei, yes,
Udo swaai om te sien waar dit vandaan kom. Maar net Christo sien hom alweer en weer. Bert maak 'n vuis en daar is 'n glimlag op sy gesig wat wys dat hy dit beplan het, dat Bert Schultz met 'n meesterpoging wat mense wat steeds van die aarde is, nooit regtig sal verstaan nie, besig is om sy laaste saakies aan hierdie kant in orde te kry. Het jy ooit die man se vrou ontmoet? Vra Udo, meneer Albertus Schultz se weduwee. Kortliks, antwoord Christo en waai met die hand. Hier en daar. En jy weet waar sy bly? Al die plek gesien? Wel, dan weet jy ten minste hoe sy lyk en waar sy bly. Ek het natuurlik geen idee nie. So mag ek dus vir jou 'n afskrif maak van die laboratoriumtoetse wat teruggekom het? Dan gaan verduidelik jy vir haar wat die bevindinge was. Dan sal ek probeer uitvind of ons dalk 'n afskrif van die skrywe van die staatspatoloog ook kan kry. Ek voel mens skuld dit vir die mense wat agterbly. Daarmee stem ek nogal saam, sê Christo. Hy stap agter Udo Gerber aan en wag dat die man vir hom afskrifte van die papiere maak, voordat hy daarmee na sy Land Rover toe stap. Word vervolg.